Môre julle, wil met julle verse deel in Psalm 1 vers 2, so 2 in die helfte en 3. Dit was 'n groot inspirasie vir my net toe ek bekeer het en is iets wat ek regtig op gemediteer het. Wel dis ook so 10 jaar terug, maar ek het nog nie opgehou nie. Hierdie is nog steeds maak my net glimlag. Maar die woord sê dat 'n persoon wat mediteer op die woord van God dag en nag sal soos 'n boom wees, and he will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit and in its season. Its leaves does not wither, and whatever he does, it prospers. En dit is so mooi, in Afrikaans sê dit ook, jy sal soos 'n boom wees, geplant by 'n strome van water. Ek net gou hierso kyk, strome van water, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy doen. So wat is the streams of water? Dit is Jesus, the stream of water, the living water, rooted in God. So Colossians sê dit ook, Kolossense 2 vers 6 tot 7 sê, be rooted in him. So om die Here, just to seek him and to be with him, en laat hy jou wortel wees in elke dag, in elke seisoen, want presies soos daai versie nou sê, jy sal by die water geplant wees, die lewendige water sal jou voed. As jy mediteer op die woord van die Here dag en nag, sal hy jou voedsel wees. Ons lewe nie, we do not live by bread alone, but every word that comes out the mouth of God. Elke woord van God lewe ons vanuit. En die lewendige water voed ons elke liewe dag. So ons moet geplant wees in Jesus, be rooted in God. En so sal die seisoene kom en die bome se blare sal nie uitdroog nie, hy sal nie omwaai nie, jy sal nie, die Psalm 121 sê dat die son sal jou nie skroei in die dag en die maan sal jou nie aanval. Die maan sal jou nie, dis nie aanval in die nag nie, maar by the way, jy sal nie skade aangedoen word nie. So basies is dit maak nie saak wat se seisoen jy deurgaan nie, want ons almal gaan deur verskillende seisoene konstant. Die seisoene verander as mens besig is, as jy kinders is, as jy werk het, en elke liewe seisoen wat jy in is met Jesus ook. As jy in 'n wildernis seisoen is, as jy in 'n pluk seisoen is, as jy in 'n saai of 'n stroop, wat ook al 'n seisoen jy in is, dit gaan verander. Maar wanneer jy gefestig is in Jesus en wanneer jy geplant is in Jesus, kan die seisoene kom, maar jou vrede gaan bly. Jou geluk, jou liefde, jou bron van lewe, he is the same. Hebreërs 13 vers 8 sê, he is the same yesterday, today and tomorrow, forever. Jesus is altyd dieselfde. So jy gaan nie soos 'n boomerang op en af wees, soos 'n golf wees, wat Paulus sê, jy's eendag warm, eendag koud, jy word gegooi soos 'n golf, op en af. Jy gaan standvastig wees in die woord van die Here. En met seisoene, in 'n seisoen wat jy tyd saam met Jesus spandeer, wanneer jy byvoorbeeld nog nie kinders het nie, wanneer jy byvoorbeeld van die huis af werk en jy het tyd, of enige seisoen wat jy tyd het, spandeer dit nou saam met Jesus, want daai gaan jou deurdra in 'n seisoen wat jy dalk kinders het, of wat jy kinders het en werk het en ander dingetjies het. So wanneer jy in 'n seisoen is van you need to dig in now, jy moet jou vol maak van die woord van Jesus, dan moet jy dit doen. Jy moet soos 'n opgestopte varkie wees wat jouself vet voer vir die maar jare, want dit dra jou deur. Ek kan so goed onthou toe ek dis net voor Caleb gekom het en ek was swanger gewees, ek bedank in die Kaap en so gaan bly by my skoonmaale vir ek dink dit was omtrent 7 maande wat ek op die plaas is. Die wonderlikste tyd van my lewe. Dit was regtig so geseënd, want wat het ek gedoen? Ek het Bybel gelees. Dit is nou al voor Caleb gebore is, so Caleb raak nou 9 hierdie jaar. So letterlik, ek het Bybel gelees, my skoonma het my vet gevoer met kos, ek het gaan lê en ek het Bybel gelees. Dit was 'n seisoen wat ek ingeneem het van God, en dit het my so deurgedra, deur seisoene wat so besig is. Ja, jy gaan nooit ophou nie, en elke seisoen maak jy tyd vir die Here, en hy is my prioriteit, en I want to seek him in every day, en niks moet ooit vir my belangriker wees as God nie, maar daar is seisoene wat jy jouself kan vul. So, as jy in 'n seisoen is wat jou kinders dalk groot is, of wat jou kind nog 'n babietjie is en naptyd vat, moenie net altyd gaan saam slaap nie. Prioritiseer tyd saam met Jesus, want daar gaan tye wees wat jy nog minder tyd het as wat jy nou dink. Altyd dan dink ons, okay, maar
ek is so besig, maar dan kom jy in 'n volgende seisoen, dan kom jy agter dat you are capable of more. So daar is tyd nou, daar's altyd tyd nou. En die verskil is van, ja, jy is dalk in 'n seisoen wat jy nie na kan kerk toe gaan nie omdat jou kinders klein is, maar dit beteken nie jy kan intieme tyd hê, 10 minute vroeg opstaan en regtig alleen tyd saam met God spandeer, net jy en hy en hom soek nie. So in wat ook al seisoen jy is, hy moet altyd jou lewendige water wees. Hy moet altyd die bron van alles wees wat jy kry in die dag, jou bron van energie, jou bron van liefde, van vrede. Want dan weet jy, jou blare gaan nie gedroog word nie. Jy gaan water kry, jy gaan refresh wees en hy gaan jou deur daai seisoen dra. So ek wil sommer net vir die kat sit seker nou bo in die dak. Ek wil sommer net vir ons bid vandag. Okay, kom ons sluit ons oop. Almagtige goeie God, Here, dankie dat U ons lewendige water is. Dankie dat U ons vul, Here, elke liewe dag. Alles wat ek nodig het in hierdie wêreld en hierdie lewe is in U woord, is in U, Here. En U sê U bly nou in ons, Here. So ons kan stil raak in 'n oomblik en net wees, Here, dankie vir U goedheid, dankie vir U genade, dankie dat U vir ons aan die kruis gesterf het, Here. Dankie dat U vir ons alles gee wat ons nodig het in hierdie dag, Here. Here, ek wil net kom en ek wil bid vir die jaar wat voor lê. Here, mag U ons lewendige water raak in hierdie jaar. Mag elke persoon wat luister 'n honger te kry vir U. Dat hulle net vir U sal soek, bo enigiets anders, Here. Dat your presence, om in U verteenwoordigheid te wandel, my eerste prioriteit sal wees. Elke dag, maak nie saak hoe my seisoen lyk nie. Here, en gee vir my daai insig om te weet dat ek het tyd vir U en ek kan altyd tyd maak vir U, want U is belangrik. U is altyd dieselfde en maak nie saak wat verkeerd gaan nie, maak nie saak hoe die seisoene verander nie, hoe die storms kom nie. Here, when we are rooted in You, Lord, we are secure. So dankie dat U 'n goeie God is, dankie dat U lief is vir ons in hierdie dag, Here. Dankie vir U almagtige bloed oor ons lewens wat ons deurdra, ons kinders deurdra in hierdie nag en hierdie dag wat voorlê, Here. Here, maak ons harte vir U, Here. Ons oë gefokus op U, Here. U is die begin en die volëinde van ons geloof, Here. Dankie dat U vir ons daai geloof gee. Here, U is waardig om geloof en geprys te word, Here. Here, dankie dat U ons elke dag vul met alles wat ons nodig het. We love You, Lord. You are worthy to be praised. Dankie, Here, dat U waardig is, Here. Ons buig voor U, Here, en U sê, nie my wil vandag nie, Here, maar U wil. Nie wat ander wil doen vandag, Here, maar wat U wil doen vandag, Here. Maak my stil, Here, dat ek sal luister na U woord en in U voetstappe vandag sal volg, Here. Dat ek uit liefde sal lewe, Here. That I will be rooted in You. What will Jesus do today? Dankie, Here, vir U goedheid en U guns oor ons lewens, Here. Ons loof en ons prys U almagtige naam. Amen. Amen. Julle moet 'n geseënde dag hê.